Mense, hierdie is 'n boodskap aan Suid-Afrika. My naam is Frik Weideman en ek praat vandag met jou oor die gevreesde datum 30 Junie 2026. Nou die rede vir hierdie video is juis as gevolg van soveel mense wat met ons kontak gemaak het, oproepe van reg oor Suid-Afrika waar mense vir ons vra. Wat dink ons gaan gebeur? Wat dink ons gaan die resultaat wees van hierdie dag, die gevreesde datum? En hoekom ek dit sê, want die oproepe en die boodskappe wat ons ontvang, kan ek agterkom dat Suid-Afrika is in paniek. Mense is vasgevang deur die gees van vrees en dit kan nie so wees nie. En dan sê ek vir mense, dis 'n mespunt. Dis 'n mespuntdag. Dit kan enige kant toe gaan. Dit kan die ontstaan wees van 'n revolusie in Suid-Afrika of selfs die begin van 'n burgeroorlog. Ons weet nie, maar wat ek wel vandag vir jou kan sê, maak seker jy is paraat. Jy's wakker, jy's nugter, jy's voorbereid en jy's gereed, sodat wanneer iets gebeur in jou omgewing of naby jou, dat jy ten minste 'n plan het. Mense, dit is belangrik om 'n plan te hê, sodat jy daai plan prakties kan uitvoer. Dit is belangrik om te weet, Suid-Afrika is in nood. Mense neem kennis van die regering se begroting wat hulle vir hierdie dag het. Ek bedoel, dis 600 miljoen rand vir die ontplooiing van Suid-Afrikaanse polisielede en uiteraard die weermag en gepaardgaande sekuriteitsmaatskappye. 600 miljoen rand. Nou, ek het my bedenkinge met betrekking tot daardie bedrag, maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. En dan moet jy nie vergeet dat die media sit ook agter hierdie spesifieke dag. So mense, dit is my belangrik om, en ek is gevra om 'n boodskap te bring, net om vir mense perspektief te gee rondom hierdie dag. Nou, uiteraard, ek is 'n prediker, ek is 'n herder van gemeente en dis my belangrik om die woord in te bring in tye soos hierdie. En dis hoekom ek hierdie boodskap noem 'n boodskap aan Suid-Afrika, en dis nou die tyd om terug te keer. Ek gaan nie vir jou preek nie. Ek wil goed met jou bespreek in hierdie video oor waarna ek en jy moet kyk, waarvoor ons moet oplet ten opsigte van hierdie dag. Hoe lyk Suid-Afrika in die dag en die uur waarin ek en jy leef, en wat is die oplossing? Wat moet ons doen? Wat verwag ons Hemelse Vader van my en van jou in tye soos hierdie, waarin die volk in paniek vasgevang is, in terme van my en jou posisie? Wat moet ons doen? Nou, mense, my boodskap vandag aan jou is, dis 'n tyd om terug te keer na Jahwe, die Almagtige. Hoor vandag die woord in die boek van Joël, hoofstuk 2, vers 12 tot 13. Nogtans spreek Jahwe nou. Hy praat nou met my en met jou. Met ander woorde, die vooraand van die 30ste Junie praat hy met my en jou. En hy sê vir ons, hy sê, bekeer julle tot my met julle hele hart. Hoor nou, belangrik is 4 eienskappe wat ek en jy van moet kennis neem. Kom ons haal so 'n bietjie ons oë af van die paniek, van die vrees, van die dreigemente, hoe ons mense behandel word, wat in Suid-Afrika gebeur, die korrupsie, die geweld, die politieke onrus, die ekonomiese insinking. Kom ons haal gou ons oë van dit af. Hoor gou wat sê die woord. Hy sê, bekeer tot my met julle hele hart. Met wat? Met vas, met geween, met gebed en rouklag. Kom na Vader toe. Kom ons verklaar. Ons afhanklikheid is by hom. Hy is ons voorloper. Hy is die generaal van ons weermag. Hy loop ons vooruit. Hy sal ons beskerm. Mense, hoor gou vir my mooi. Op 'n oop, skoon, blou hemeldag, sonder wolke, kan hy in 'n sekond die wolke dat toetrek en haalstene stuur oor die vyandsmagte. Ons het dit in die woord gesien. Ons het gesien in die tydperk toe die volk uit ballingskap uitkom uit Egipte. Ons het dit gesien. Dis so, en hy kan dit doen. Ons het vergeet met wie het ons te maak. Nou sê die woord, skeer julle hart. Nie julle klere nie, skeer julle hart. En maak seker, julle keer terug na my, na Jahwe die Almagtige, julle Elohim. En ek wil vandag vir jou sê, Suid-Afrika is in die nood. Mense het die voorreg gehad om in die maand van Junie, ek en my bruid Amelia, ons het plekke gaan besoek in Suid-Afrika, Rustenburg, Johannesburg, Benoni, Nelspruit, Hoedspruit, ons het hier al die plekke
Ons is Standerton, Ermelo, daai plekke deur. Ons was in KwaZulu-Natal. Ons was in Natal self. Ons het teruggery Bethlehem, Senekal, al daai plekke. Bloemfontein, Kimberley, Griquastad, Groblershoop, al daai plekke. Mense, ek het gesien en beleef en ervaar. Suid-Afrika is in 'n toestand. Suid-Afrika is verwoes. Wat my aan betref, Suid-Afrika is onherstelbaar verwoes. En ek sal natuurlik die 600 miljoen op ander maniere wou aangewend het, tot ons land en tot beter voordele in ons land. En ek het gesien hoe ons paaie lyk. Julle moet onthou, ek woon in Namakoland en ek is hier gestasioneer. Maar die oomblik toe ek na 3 jaar weer paaie ry, wat ek 3 jaar terug gery het, en ek sien die absolute verval, toe besef ek dat Suid-Afrika is in nood. En nou nog boonop hierdie dag, die 30ste Junie, ek sien die gemors in ons dorpe, ek sien die absolute verval van stede, die misdaad, die korrupsie, die wetteloosheid, die absolute verdeeldheid. Nou wil ek vandag vir jou sê, en neem kennis asseblief. Die grootste krisis in Suid-Afrika is nie ekonomies nie. Dis nie polities nie. Dis nie veiligheidsverwant, veral gerig met betrekking tot hierdie gevreesde datum nie. Die grootste krisis in Suid-Afrika, en hoor vandag my hart asseblief, is 'n volk wat die verbond vergeet het. Is 'n volk wat Skepper God, die skepper van hemel en aarde, vergeet het. Dis 'n volk wat sy weë vergeet het en hulle het agter ander afgode aangeloop. Jy sien mense, ons vertrou op die regering. Ons vertrou op ons banke. Jy moet baie versigtig wees om op jou bank te vertrou. Ons vertrou op die stelsel. Die stelsel sorg vir ons. Ons vertrou op mense. Ons vertrou op politieke partye. Ons vertrou op strukture. Maar as jy die woord en die waarheid van die woord het ons gaan neersit. Ek is nie blind oor wat gebeur het in Suid-Afrika nie en wat tans gebeur nie. Ek is bewus van die moontlike burgeroorlog wat kan plaasvind, wat kan voortspruit uit 30 Junie 2026. Dis 'n mespunt gebeurtenis. Kan enige kant toe gaan. Ek is terdee bewus van die profeseë wat oor Suid-Afrika uitgespreek is, veral uitsprake van oom Siener van Rensburg. Ek is bewus daarvan van die blaatante dreigemente van mense wat opkom op sosiale media, wat ons absoluut blaatant dreig. Ek is bewus daarvan. Ek is bewus van die daaglikse moeilikheidsgraad van mense wat in vervaardiging is, net om kop bo water te hou. Ons mense word getrash. Ons mense word besteel. Ons mense word benadeel. Dit is asof die onregverdige uitgelig word en die regverdige word benadeel. Ek sien dit elke dag. Ek ontvang die boodskappe. Ek hanteer dit in besighede en ook op individuele vlak. Maar kan ek vandag vir jou sê dat Vader het 'n plan vir my en vir jou? En hy roep ons terug om ons verantwoordelikheid op te neem teenoor hom. Want hy het in sy woord gesê, ek wil vir julle 'n Elohim wees, maar julle moet my volk wees. 600 miljoen rand is uitgesit vir hierdie dag. Ek kan nie die som maak nie. Ek is bewus van die feite wat gebeur in Limpopo, as ook in Durban. En ek dra kennis dat ons is in die absolute minderheid. En dat hierdie taakmagte, maak nie saak van hoe groot hulle is nie by magte om wet en orde en stabiliteit te handhaaf nie. Daar is net eenvoudig te veel. So waar lê die antwoord? Waar lê ons oplossing? Wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Hoor gou wat sê die woord in Psalm 20 vers 8. Hulle vertrou op strydwaans en hulle vertrou op hulle perde, maar ons sal vertrou op die naam van Jahwe, ons Elohim. En ons sal sy naam eer en respekteer. Ons sal sy naam weer vrees. En die boodskap vandag aan jou is nie, ons vrees vir die vyand nie. Glad nie. Ek gee nie om wat se uitlatings wie wat maak teenoor ons as 'n volk of teenoor ons nasie nie. Ek het nie 'n saak met dit nie. Ek weet wat is ons posisie en ek weet wie ek vrees. Ons vrees nie stof nie, want die woord leer my, die mens is stof. Ons vrees nie stof nie, maar ons vrees hom, die skepper God van die hemel en die aarde. As jy hom vrees, hoef jy niemand anders in hierdie wêreld te vrees nie. So die antwoord vandag aan jou, en dis die boodskap aan Suid-Afrika. Ons sal nie paniek saai of paniekerig wees nie.
Ons is die bruid. En wanneer die wêreld geskit word, en wanneer omstandighede teen ons kom, raak die bruid nie paniekerig nie. Met ander woorde, toe die volk Israel, toe hulle staan tussen die Skelfsee of die Rooi See, en hier kom die weermag van Egipte, het Moses gesê, wees nie bevrees nie. Staan vas en aanskou die verlossing van Jahwe die Almagtige wat hy vandag in julle midde sal laat plaasvind. Ons kan nie angstig links of regs kyk nie. Ons kan nie paniekerig wees nie. Ons kan nie met vrees gevul wees nie, want vrees is die teenvoeter van geloof. Die antwoord, mense, is nie vrees nie. Die antwoord is nommer 1, gebed. Vas, bekering, gehoorsaamheid, afsondering. Met ander woorde, to be set apart. Die vyand van die bruid is nie mense nie. Die stryd is nie teen vlees en bloed nie. Hierdie stryd, mense, is geestelik van aard. En jy moet dit vandag kennis neem. Wat die vyand wel wil hê, en dis hoekom ek hierdie video maak, hy wil hê ons moet vrees. Hy wil hê ons moet huil. Hy wil hê ons moet haat. Ons moet wraak begeer. Ons moet paniek saai. Dis vir die vyand wil hê. Ons gaan nie. Ons gaan ons fokus behou. Ons gaan die lewende God vrees. Ons antwoord lê nie op politieke partye of by enige groepies of enige organisasie nie. Ons antwoord lê by Jahwe die Almagtige. Ons sal hom vrees. Wat ons gaan doen in hierdie proses, ons gaan seën, ons gaan bid, ons gaan waak en ons gaan gehoorsaam wees. Dit laat my dink aan Josafat wat deur 3 weermagte aangeval word. 3 weermagte. Wat dink jy was sy reaksie gewees? Hy het nie die volk gemobiliseer nie. Hy het die volk bymekaar gekry om wat te maak? Om te bid en te vas en die aangesig van Jahwe die Almagtige te roep. En hy sê, ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oë is gerig op U. Met ander woorde, Jahwe het geweet wat om te doen. En wat doen hy? Hy bring verwarring in die kamp van die vyand. En wat doen die vyand? Die vyand het mekaar vernietig. So ons gebed moet wees, Abba, soos wat Elisa gebid het, slaan hulle met blindheid en verwarring. So gepraat van Elisa, toe hulle omsingel was deur die Arameërs, toe het hy gebid, hy het nie gevrees nie, hy het gebid. En die woord sê in 2 Konings hoofstuk 6 vers 16, moenie vrees nie, want die wat by ons is meer as hulle wat daar is. Hy wat in my woon is groter as hy wat in hierdie wêreld is. Die hemele was vol strydwaans met vuur, want Jahwe die Almagtige was reeds daar. Dis my boodskap. En die oproep aan Suid-Afrika vandag is nommer 1 om terug te keer na Vader toe. Terug te keer na sy woord. Terug te keer na sy Torah, sy gebooie, sy Shabbatte, sy feeste, om terug te keer na geregtigheid toe. Ons kan nie langer aangaan met fluffiness nie. Ons kan nie langer aangaan met oppervlakkige godsdiens en tradisie godsdiens en emosies nie. Ons staan as 'n volk in gehoorsaamheid met betrekking tot sy woord. Dat ons nie sal omdraai en sy woord sal neersit nie. En Sefanja roep uit, in Sefanja 2, hoofstuk 1 tot 3, hy sê, soek Jahwe, alle ootmoediges van die land, soek hom, soek sy geregtigheid, soek sy ootmoed. Miskien sal julle verborge wees in die dag van sy toorn. Dit beteken, julle sal wees onder die vleuels van die Almagtige. Ons veiligheid lê nie in vestings nie. Ons veiligheid lê in 'n verbond met die lewende God. Ek hoor nie vandag die geluid van wanhoop en paniek en vrees nie. Ek hoor die geluid van die shofar. Ek hoor die geluid van sy roepstem om te sê, keer terug na my volk. Verootmoedig julle self. As julle bid in my aangesig soek, as julle bekeer van julle verkeerde weë, van julle afgodery wat julle ingebring het in julle kerke, as julle daarmee sal stop, sal ek julle vergewe en ek sal julle land genees. Dis wat die woord sê, 2 Kronieke hoofstuk 7 vers 14. Is my gebed vandag vir julle wat ingeskakel is. Mag Suid-Afrika terug weer na Jahwe die Almagtige. Mag die wagters weer op die mure staan. Mag ons weer manne en vroue word wat roep, wat bid, wat klop en wat soek tot sy eer, dat sy eer weer herstel sal word. Mag die bruid haarself voorberei. In die dae wat kom en die dae wat voorlê, dat ons sal verklaar, Psalm 27 vers 1. Jahwe is my lig en my heil, wie sal ek vrees?
Ons krag lê nie in politieke partye of in organisasies nie. Ons krag lê in die naam van Jahwe die Almagtige, die naam bo elke naam. Ons is nie bang vir die vyand nie. Ons is nie bang vir wat ook al op ons pad kom nie. Ons sal vas staan en deurdruk met 'n gees van vasberadenheid. Met 'n gees om te sê, ek in my huis sal Jahwe die Almagtige dien. En daai die profete in die ou tyd, die profete het nooit die volk na politieke oplossings geplaas nie. Die profete het die volk altyd teruggeroep na verbond, na gehoorsaamheid en vertroue in die Almagtige. Dis wat die profete gedoen het. Ek staan vandag op as 'n profeet om te sê, keer terug Suid-Afrika na die Skepper God van die hemel en die aarde en doen dit hierdie keer in gees en in waarheid. Wanneer die wêreld geskit word, wanneer Suid-Afrika geskit word, toets Jahwe die sterkte van ons omstandighede nie, hy toets dit nie, hy toets die fondasie waarop ek en jy staan, en dit is sy verbond. En die vraag is nie of Suid-Afrika deur moeilike tye gaan nie, die vraag is vandag, is sy bruid gereed? Is sy volk gereed? Is ons lampe vol olie? Is ons harte gevestig op die koninkryk wat nie geskit kan word nie? Is ons harte gevestig op dit? Hier kom die woord en hy sê, ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? En dan antwoord hy en hy sê, julle hulp is van Jahwe, die Almagtige, die Skepper God van die hemel en die aarde. Dis waar ons hulp vandaan sal kom. Kom ons vrees hom. Kom ons buig weer aan aanbidding. Ons verklaar, ons afhanklikheid is by hom. Hy sal vir ons deurkom. Hy sal vir ons veg. Hy is ons banier. Nie 'n politieke party, geen organisasie, geen polisiemag, geen weermag kan dit vir jou doen nie. Jahwe die Almagtige, hy alleen is by magte om dit te kan doen. Mense, mag hierdie boodskap jou bemoedig vandag. En mag hierdie boodskap regtig waar hier binnekant tref, sodat ek en jy sal teshuwa en terugkeer na ons hemelse Vader. Mag die shalom vrede met elke huis wees. Mag die geklank van die shofar al harder word, en mag die stem van die vrees en die paniek al hoe sagter word. En dis vandag my gebed vir elke persoon, reg oor die grense van Suid-Afrika. En ek verklaar dit in die wonderbare naam van ons meester, Yeshua HaMashiach, ons verlosser en ons saligmaker. En my gees roep uit, halleluja. Mense, baie dankie, Frik Weideman, en ek vertrou dat hierdie boodskap het vir jou vreugde gebring, stabiliteit, rigting en 'n fondasie. Dis waartoe ek en jy geroep word as die bruid om afgesonder te wandel voor sy aangesig. Mag die vrede van Skepper God met elke huis wees. Shalom.